om vir 'n oomblik jou sitplek te neem. Ek dink nie ek moet preek vanoggend nie. So as die worship team, as julle stoele nodig het, vra net vir iemand, wys vir iemand jy kort 'n stoel. Ons is in ons reeks die herboufase. En ek beleef die Here wil iets sê rondom dit vanoggend, maar dit gaan nie 'n preek wees nie. Dit gaan nie die preek wees wat ek voorberei het nie. Maar ons het laasweek het ons gesels oor wanneer jy net wil sê ag Here. As daar herboufases is, dan is daar frustrasie, daar is moeilikheid, daar is ongemaklikheid. En daar's tye wat jy net wil sê ag Here. Kyk hoe lyk dit. Kyk hoe lyk die omgewing. Kyk hoe lyk die omstandighede. En Nehemia 1 is 11 verse lank, maar dis 4 maande lank se tydperk. 4 maande lank se bid. 4 maande lank se huil. 4 maande lank se Here, wanneer kom die deurbraak? 4 maande lank se stoei met die Here. En dan kyk wat gebeur in Nehemia 2 vers 4. Hy sê daarop vra die koning my, wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid, moenie hierdie mis nie. 4 maande lank bid hy. 4 maande lank praat hy met die Here. Here, wanneer moet ek gaan? Hoe lyk hierdie herbouproses? En dan vra die koning hom, wat wil jy hê? Hoekom lyk jy soos wat jy lyk? En Nehemia se reaksie is nie onmiddellik, hier's my kans nou, en hy begin praat nie. Nehemia se onmiddellike reaksie is, en ek het tot die God van die hemel gebid. Daar's tye wat jy 4 maande lank bid, en daar's tye wat jy in die oomblik bid. Daar's tye wat jy 4 maande lank huil voor die Here, en dan is daar tye wat jy in die oomblik moet pause en sê, Here, wat wil jy sê nou? Die oomblik wanneer die koning hom vra, is hy nie by die 4 maande gesprek nie, hy is by die oomblik gesprek. En dis iets wat jy van bewus moet wees, daar's 'n beginsel in dit. Daar's tye wat jy reageer op die 4 maande lange gebed, en dit volg nadat hy in die oomblik geantwoord het. Maar in daai oomblik, stop hy net vir 'n oomblik. Here, wat wil u sê? Ek dink ons antwoord baie keer net te vinnig. Ons as Christene is te bang vir awkward silences. Hier vra iemand my nou iets, ek moet nou dadelik antwoord. Hier vra iemand my nou verraad, ek moet nou dadelik, ek het baie keer in beradings, ek is eerste om te bely, ek is nie die beste berader wat daar is. Want daar's awkward silences. Ek sit en kyk vir jou en bid en sê, Here, nou moet jy my antwoord gee aan. Kyk die persoon my snaaks aan, kyk ek vir hulle snaaks aan, wag nou maar. Jy moet nie bang wees om te stop in die moment nie. Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En ek het tot die God van die hemel gebid. Ek het nie nodig om jou antwoord te hoor nie, koning. Ek weet, ek moet gaan sê by jou, ek het daarvoor gebid in die eerste hoofstuk. Maar ek het nie jou antwoord nie nodig, koning. Ek het tot die God van die hemel gebid. Here, hier kom 'n vraag, wat moet ek antwoord? Hier kom 'n vraag, wat moet ek antwoord? Here, ek praat al met u oor 4 maande, wat moet ek nou antwoord? Is dit nou die tyd? En ek wil klomp goed skiep vanoggend, en ek wil jou vat eintlik na die laaste deel toe. Nehemia, hulle kom uiteindelik in Jerusalem aan. Hulle gaan die stad Juda se mure herbou. Die oomblik is daar. En Nehemia sê op 'n stadium, ek dink is vers 16, dan sê hy, en hy het nog niemand van die mense wat saam met hom was. Hy het nou 'n klomp mense wat hy bymekaar gekry het. Ons gaan die muur herbou. En nou sê, ek dink is vers 16 daar rond wat sê, en hy het nog niemand meegedeel van die ouens wat saam met hom was, wat God in sy hart kom sê het nie. Hy het nog nie vir hulle kom sê wat die Here se plan is nie. En nou kom hy op 'n plek waar hy sê, nou is dit nodig om die mense in te bind. Nou is dit nodig om die mense te sê waarmee die Here besig is. En dan kom hy in vers 17 en hy sê, daarop sê ek vir hulle, julle sien die nood waar ons in is. Dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is.
Kom, laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer 'n voorwerp van smaad kan wees nie. En ek het hulle vertel van die hand van God, wat goed was oor my, en ook die woorde van die koning, wat hy vir my gesê het, en ons het gesê, ons sal ons hande sterk maak vir die werk. En is my so incredible, dat wanneer Nehemia met hulle hierdie prentjie begin deel, wanneer Nehemia vir die mense bymekaar kry en sê, julle sien nou self die toestand waarin hierdie stad is. Vir so lank was dit net 'n storie. Vir so lank was dit net 'n berig wat ons ontvang het, maar nou sien julle die toestand. Nou kan ons dit nie meer deny nie. Nou kan ons nie meer wegkruip agter naïwiteit. Ag, ons het nie geweet nie. Nou sien julle dit. En nou begin hy hulle bemoedig met die woord van die Here. En hy sê, maar God het klaar vir ons guns gegee. God is klaar besig in hierdie prentjie. Kom ek deel met julle my 4 maande gesprek. Kom ek deel met julle dit wat die Here hier in my hart losgemaak het. Kom ek deel met julle dit wat die Here my attent gemaak het op. En nou begin ek jou bemoedig met die woord van die Here. En nou is daar 'n interessante ding wat gebeur, wanneer hy sê, dat ons nie meer 'n teken van smaad sal wees nie. Wat doen Nehemia? Wanneer hy hulle bemoedig, dan sê hy vir hulle, ons is nie net besig om 'n muur te bou nie. Ons gaan nie net 'n muur bou nie. Ons is besig met 'n visie van die Here. Ons gaan nie net 'n muur bou nie, ons verander die prentjie van smaad wat vernederend is. Van dit wat eintlik my skaamte eintlik verteenwoordig. Die Here stuur ons om nie net mure te bou nie, hy stuur ons om die prentjie van smaad, van vernedering, van skaamte te verander na heerlikheid. Hy's besig om die prentjie te verander en getrou te wees aan die verbond wat die Here met ons gesluit het. Hy's besig om te wys dit wat herstel gaan bring en dit wat genesing bring en dit wat redding bring. En raai wat gebeur die oomblik wanneer mense in daai prentjie inkom? Ons raak bewus van die feit dat ek en jy nie net moet gesels oor take wat ons doen nie. Ons praat oor 'n visie van dit waarmee die Here besig is. Ons praat so maklik oor die take wat ons gedoen het. Ons het 'n street store gedoen. Nee, ons het nie. Ons het die geleentheid gehad om Jesus se hande en voete te wees. Ons het kursusse gedoen. Nee, ons het nie. Ons het die geleentheid gehad om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Ons het kerk toe gegaan. Nee, ons het nie. Ons het die geleentheid gehad om die eenheid van die liggaam van Christus te beleef. Daar's 'n groter prentjie. Ek en jy is nie geroep om net dinge te doen nie. Ons is nie net geroep om te praat oor die take wat gebeur het nie. Ons het nodig om mense in te bind in die visie van dit waarmee die Here besig is. Ek het nie net goed gedoen nie. En die oomblik wanneer Nehemia vir die mense sê, dis wat die Here in my hart doen, dan kom die mense en die vyand in vers 19 en hy sê, maar toe Sanballat, die Horoniet en Tobia, die Ammonitiese knegg en Gesem, die Arabier, dit hoor, het hulle ons bespot en ons verag en gesê, wat is dit vir 'n ding wat julle doen? Wil julle teen die koning rebelleer? En toe antwoord ek hulle en sê vir hulle, die God van die hemel, hy sal ons dit laat geluk en ons, sy knegte, sal ons klaarmaak en bou, maar julle het geen deel of reg of gedagtenis in Jerusalem nie. In hierdie moment is dit vir my eintlik so incredible, dat die oomblik wanneer die woord sê, Nehemia het nog nie met die mense gedeel, wat God in sy hart losgemaak het nie. En almal gaan saam. Almal is bereid om te gaan. Ons gaan op hierdie journey. Die oomblik wanneer hy sê, dis wat die Here sê, hier kom die challenge. Die oomblik wanneer hy sê, maar die Here het goed in my hart losgemaak en ons het guns by die koning, kom ek getuig van dit waarmee die Here besig is. Nou staan die mense op, hey, maar nou rebelleer julle. En onthou nou, vir hierdie mense hoor hulle dit nou net, vir Nehemia is dit al 'n 4 maande pad. Hy het 'n sekerheid in sy hart. Hierdie ouens hoor nou net, dis wat die Here sê. Hulle hoor nou net, hulle was nie daar toe die koning gesê het nie. En nou kom die aantuigings, maar julle rebelleer nou teen die koning. Nou word die waarheid skielik in twyfel getrek. Nou word die uitspraak en die guns van die Here skielik betwyfel. Maar is Nehemia nou reg of rebelleer ons nou teen die koning? Het die woord van die Here ons gestuur of is ons besig nou met 'n rebellie? En ons kan tog nou nie in 'n rebellie wees nie. En nou kom die aantuigings skielik. En hoor wat Nehemia se reaksie. Hy sê ons sal ons klaarmaak en bou. Want julle
het geen deel of reg of gedagtenis in Jerusalem nie. Nehemia weet dat wanneer hierdie aantuigings kom, hierdie ouens het nie 'n voet om op te staan nie, want die Here het klaar gesê. Nehemia het 'n oortuiging, julle het geen reg of deel of gedagtenis in hierdie plek nie. Die vraag vanoggend is, weet jy dit? Weet jy dit? Wanneer die duiwel kom met sy aantuigings oor jou lewe, en hy begin met daai prentjie nê, hy sê vir hulle, julle het geen deel nie. Daai woord deel wat hy gebruik is eintlik die woord erfenis. Julle het geen erfenis hier nie. Julle het nie 'n erfporsie in hierdie plek nie, ek het. En wanneer die vyand kom met sy aantuigings en jou wil sê, jy het nie 'n plek hierso nie, het jy die reg om te sê, ek weet dat Romeine my leer, dat God se gees getuig saam met my gees, dat ek 'n kind van God is, en as ek 'n kind is, dan is ek ook erfgenaam. En as die duiwel kom met sy aantuigings, is jy nie dalk besig met 'n rebellie nie, is jy nie dalk besig met die verkeerde dinge nie, ek kan sê, die vyand het geen deel in my lewe nie. Maar kan jy dit met oortuiging sê? Of laat jy toe, dat die vyand deel het van jou lewe? En dan sê hy, jy het ook geen reg hierso nie, en die oomblik wanneer hy daai oomblik aanspreek, is hy besig om te sê, dat daar is 'n verstaan, dat die autoriteit behoort net aan die Here. Daar's nie 'n reg wat jy het nie, vyand. En die vraag is, entertain jy die vyand? Entertain jy hom met sekere goed? Kom hy naby genoeg? Of staan jy op die autoriteit van die Here? I'm under the shadow of the Most High, keep out. I'm under the shadow of the Most High, keep out. Vyand, jy het geen reg hier nie. En dan sê hy, jy het geen gedagtenis nie. Die oomblik wanneer hy gedagtenis gebruik, dan praat hy eintlik van 'n monument. Jy het geen monumente hier nie. Die vraag is, het jy dalk valse monumente? Afgode. Goed wat ons aandag aftrek. En Nehemia kan opstaan en hy sê, daar's geen monument hier van julle nie. En dat ons op 'n plek kan wees, dat wanneer die vyand kom met sy aantuigings, en ons begin beweeg in die herboufase in, ons maak ons hande sterk om te sê, Here, hier is ons gereed, ons reageer op u woord, ons reageer op u opdrag, ons reageer op u wil, ons reageer op dit wat u in ons harte kom losmaak. We're gonna know there's gonna be some enemies. Daar gaan 'n paar ouens wees wat 'n paar opinies het. Het ons die oortuiging, ek is 'n kind van God. Ek is gehoorsaam aan sy woord. Ek beweeg in lyn met dit wat hy vir my sê. Ek is gehoorsaam aan sy woord. En ek is nie bekommerd oor jou opinie, oor jou oortuigings nie, want ek weet, jy het geen deel en geen reg en geen gedagtenis hier nie, vyand. Jy het geen deel en jy het geen reg en jy het geen gedagtenis hier nie, vyand, keep out. En ek wil jou vra, as jy dalk vanoggend in hierdie plek is, en jy het nodig om 'n verklaring te maak. Jy is dalk op hierdie plek waar jy wonder. Jy het 'n opdrag van die Here of jy het 'n woord van die Here en jy het in 'n rigting ingegaan. En skielik kom die challenges. En nou wonder jy. Dis soos die ouetjie wat nou die dag gedoop is hier by ons. Jong gelowige, nie tot bekering, gee sy hart vir die Here, word gedoop, word sy bakkie gesteel. Gaan jy aanhou om die Here te vertrou? Gaan jy aanhou bly in lyn met dit wat die Here sê? Selfs al kom die challenges. En as jy vanoggend in hierdie plek is, en jy het nodig om 'n verklaring te maak vandag, vyand, jy het geen deel, jy het geen reg, jy het geen gedagtenis in hierdie lewe nie. As jy nodig het om vanoggend 'n verklaring te maak en te sê, Here, ek weet wat u vir my sê, en ek gaan nie langer toelaat dat omstandighede my gaan terughou nie. Ek gaan herbou dit wat afgebreek is. Ek gaan opbou dit wat u in my lewe kom vestig het. Ek gaan my lewe toerus met u woord. En as jy vanoggend in hierdie plek is en jy het so 'n gebed nodig, wil jy nie saam met my staan in hierdie oomblik, as dit jy is nie.
Here, ons staan op ons voete vandag, want ons beleef aanslag. Ons beleef hoe die vyand ons kom aanval, Here, van alle fronte af. Ons beleef, Here, hoe die vyand in twyfel wil kom trek die woord wat U oor ons lewens gespreek het. En die krisis van Nehemia in hierdie oomblik, Here, is die mure is nog nie gebou nie. Alles is nog stikkend. En hier kom die bespotting al klaar. Hier kom die aantuigings al klaar. Ek is weerloos as ek nie in die wil van die Here nou hier staan nie. Ek het geen verdediging nie. Here, maar vandag staan ons hier, nie met mure van mense nie. Nie met prosesse van wat ons in plek kan sit nie. Here, maar ons sal staan oop en bloot. Omdat ons weet, ons staan op U woord. Ons staan in die plek waar U ons bestem. Ons staan in die plek, Here, wat U ons heen gestuur het. Here, en ons kom sit ons voete vandag neer in die gees, in hierdie plek, in ons liggame, in ons besighede, in wat ook al verteenwoordig word en wat se situasie ook al verteenwoordig word, Here. Ons kom plant ons voete vandag op die plek waar U ons heen gestuur het en ons verklaar U grootheid oor ons lewens. Ons verklaar U erfporsie oor ons lewens. Ons verklaar, Here, dit wat U autoriteit is oor ons lewens. Ons verklaar, Here, dat ons is onder U beskerming en onder U heerskappy en onder U heerlikheid. Vyand, jy het geen toegang nie. Jy het geen reg nie. Jy het geen gedagtenis nie. Jy het geen deel nie. In die naam van Jesus Christus. In die naam van Jesus Christus. In die naam van Jesus Christus. Verklaar ons dit. I'm under the shadow of the Most High. Keep out.